coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God. And we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. En dit is dat ek die Here lief met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. Dit kan ek sê met alles wat binne in my is. Dit is die waarheid. Dit is niks minder as die waarheid nie, en ek het net in my hart 'n begeerte vir die werk van die Here om te groei. En as jy dit in ons lewens nie kan sien nie, sal jy dit nooit sien nie. Dan het jy dalk nog nooit saam met ons 'n week beweeg nie. Dat jy dalk nog nooit in jou lewe 'n dag saam met ons beweeg om te sien waarmee ons besig is en wat ons doen nie. Maar ek wil vandag sê, dit is nie altyd maklik nie. Dit is selfs nie eers altyd lekker nie. Ek het gedink is lekker om vir Jesus te werk, maar ek wil eerlik sê, sy kindertjies maak dit soms minder lekker. Wie van julle is al deur 'n mede-kollega, Christen vriend, wat saam in die kerk is, teleurgestel? En toe kom jy net nie weer kerk toe nie. Ek wonder as ons dieselfde gaan maak met die wêreldse dinge. Die oomblik as iemand jou in die bar vloek, gaan jy nooit weer terug nie. Ek sê vir jou sê, die bar sal leeg wees. As die gym jou seer maak en styf maak, gaan jy nie weer terug nie, want hy verniel jou, né? Maar dit is so interessant dat wanneer dit by die geestelike dinge kom, ons bang is vir seer kry. En ek sê vandag vir jou, as jy bang is vir seer kry, gaan jy moeilik geestelik groei. Jy moet seer kry kan embrace, jy moet seer kry kan vat, en jy moet seer kry kan sê, Here, ek sal hieruit leer, en ek sal hieruit groei, en ek sê, I will overcome this. Want as God te bang was vir seer kry, sou hy nooit sy seun gestuur het nie. Want ek wil jou sê, hoe seer moet dit nie wees om te sien hoe jou seun aan 'n kruis hang, vir ondankbare mense, wat skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. As Jesus bang was vir seer, sou hy nooit uitgeroep het, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan nie. Hoekom? Want, kom ons wees eerlik, dis nie lekker om hierdie seer deur te gaan nie, te beleef, te ervaar nie. Maar hoor wat sê hy, sê, nogtans nie, my wil nie, maar U wil. Jy sien, en dit is wat ons in die kerk moet leer is, het gaan nie oor my wil nie, dit gaan oor God se wil. Vir te lank het jy jou eie wil gevolg en nie God se wil eerste gestel. En ek wil vandag vir jou sê, soms beleef ons pyn en seer. Wanneer ons in Suid-Afrika begin rondkyk, leef ons in 'n tyd waar die nuus wat ons hoor voel soos 'n hamer wat teen 'n muur slaan. Ons kyk na die ekonomie, die rand versus die dollar. Wie van julle skrik? Ons wil graag Israel toe gaan, maar ons kan nie, die rand dollar. Vader, baie dankie vir hierdie ouens wat nie bang is vir die ekonomie nie, vra dat julle verder sal seën. Ek skrik. Wie van julle het gekyk wat kos 'n brood? Kom, wie van julle skrik vir die ekonomie? Jy weet, jy stap met 'n paar pakkies daar uit die Pick n Pay uit, weet jy wat kos daai paar pakkies jou? R1000 net vir so, weet jy, ek onthou toe ek 'n kind was, pak my ma trolly, laat hy so boog staan, as dit nie R1000 nie. Goeie ou dae, sê hulle. Ons kyk na die spanning rondom ons. Kom wees eerlik, wie van julle beleef spanning by julle werk? Spanning in jou familie. Daar's oral spanning, hoekom? Want die druk is hoog. Die ouens soek performance en die goudprys is daar en jy weet die goud moet val en die produksie moet loop en dinge, dit gaan net oor mag. As kyk na hierdie dinge, dan raak mense omgekrap. En wie van julle het betogings beleef die afgelope week? Niemand, julle klomp leenaars. Julle gaan die hel toe, as julle lieg. Wie van julle het betogings beleef die afgelope week? Ja, hier was betogings in ons dorp.
Nou nie so groot soos wat hulle graag sou wou hê die betoging moet wees nie. Want Johan het daarteen gebid, sê hy. Maar ons sien die breuke in ons samelewing. Ons sien dit. Ons sien die plekke waar die vyand inkruip. En waar hy inkruip, kom kruip hy op baie spesifieke plekke in. Kom ons wees eerlik, hy kom kruip in deur armoede. Wie van julle beleef dit om ons? As jy het nie self beleef, jy beleef jy dit om jou. Armoede op die oomblik in ons land, meer as ooit van tevore. Die bank sê daar is meer persoonlike lenings op die oomblik as ooit van tevore. Sjoe. Die ander plek hoe die vyand inkom is deur verdeeldheid. Hy bring verdeeldheid. En hy bring dit op alle vlakke. En daarom was ek eintlik so teleurgesteld dat baie van julle gemis het toe Pieter van Creation Ministries hierso was om te kom bedien oor rasse en waar kom almal vandaan en al die jy het so gemis en soveel kinders het soveel gemis. Want weet wat, die vyand gebruik dit om verdeeldheid te bring. Die ander ding wat die vyand gebruik is vrees. Weet jy hoeveel mense verlaat Suid-Afrika op die oomblik, want hulle vrees vir hulle lewe hier, hulle vrees vir hulle toekoms hier. Hulle gebruik selfs 'n geleentheid soos vlugtelingstatus. Dis die goed wat ons beleef in ons land, dis die dinge, en ek wil vir jou vandag eerlik sê, wanneer ons om ons kyk, dan beleef ons dit, en ek kan nie kwaad wees of hartseer wees of enigiets anders buiten om te sê, dit is 'n realiteit. Dis dinge wat ons om ons sien, dis dinge wat om ons gebeur. Maar vandag wil ek julle terugneem na 'n man met die naam van Nehemia. Nehemia. Sjoe, in Engels sê hy moeilik, Nehemiah. In Afrikaans Nehemia. Hy was 'n skinker in die paleis. 'n Paleis van goud. Maar sy hart was stikkend. Sy hart was in pynhope, want net soos wat ons nou beleef het van armoede, verdeeldheid en vrees, kom beleef Nehemia dat daar iets gebeur het by sy tuiste, dat daar iets gebeur het by sy dorp, dat daar iets gebeur het by sy familie. Sy broers kom na hom toe. Sy broers kom sê vir hom, Nehemia, ons moet jou die nuus vertel, ons moet jou verslag gee van dit wat aangaan. Dit klink baie, wanneer ons dit lees in Nehemia, klink dit baie soos 'n nuusverslag wat ons vandag sal lees in die Suid-Afrikaanse nuus. Wie is daai oomie wat nie ouer word nie? Oom Rian Kruiwagen. Hy lyk vir my nou nog dieselfde soos toe ek 'n klein seentjie was. Wat die nuus kom lees. En hy kom lees die nuus en hy kom sê hierdie in Nehemia 1 vers 3, kom lees hierdie broers die nuus vir hulle broer Nehemia en sê, Nehemia, hier is jou nuus. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat daar in die provinsie oorgebly het, uit die gevangenskap, verkeer in groot ellende en smaad, en die muur van Jerusalem is stikkend, gebreek, en sy poorte is met vuur verbrand. Nehemia 1 vers 3. Reeds in die begin van Nehemia, kom sy broers en bring hierdie verskriklike negatiewe prentjie van dit wat op die oomblik aangaan, by Nehemia se huis, Nehemia se dorp, Nehemia se familie. Maar jy sien, ons het 'n keuse om te doen wanneer ons nuus kry. En weet jy wat is die hartseer wat ek sien? Baie mense wanneer hulle negatiewe nuus kry, die eerste ding waarna hulle hardloop, hulle gaan plaas dit op sosiale media. Sien jy dit deesdae? Dis 'n plek, dis 'n kookpot van bitterheid. Waar mense kom kla oor dinge. Nehemia kon hartseer gewees gesê, nee boys, kry julle almal, kom ons toi, jy weet, kom ons toi. Maar hy doen nie dit nie. So ek wil hê ons moet vandag kyk na die lewe van 'n man van God, en hoe hy kies, en wat hy kies om te doen. Wie wat sê die Bybel het hy gedoen? Gaan lees nou Nehemia. My gebed is dat jy Nehemia gaan lees, want ek vat so hier en daar stukkies uit Nehemia uit. My vrou het Nehemia gaan lees vanoggend vroeg. Weet jy wat doen Nehemia? Hy gaan sit en ween.
Hy huil. Weet jy, ek wil vandag vir jou sê in Suid-Afrika, ons het nie meer mense nodig om te tooi nie. Ons het nie meer mense om op sosiale media goeders te sit nie. Ons het meer manne en vroue nodig van God, wat bereid is om te sit en te huil oor die situasie wat aangaan om ons. Ons het minder kritisie nodig. Ons het huilers nodig. Ek wil jou 'n stukkie lees in Jesaja 58 vers 12. Hoor wat sê hierdie mooi skrifgedeelte. Kosbaar, hy sê, en die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou. Die fondamente van die vorige geslag sal jy weer oprig en jy sal genoem word herstel van bresse, herbouer van paaie om in te woon. Familie, vandag beweeg ons vanaf 'n huilposisie. Want die tweede stap wat ons sien Nehemia doen is, na hy gehuil het, staan hy op en hy maak planne. Hy maak werk daarvan. Hy is bereid om iets te doen. Jy sien die probleem van kritisie, die probleem van die ouens wat kla en moan en groan, is dit is al wat hulle doen. Kom aan. Ek het nog nooit by geen universiteit gesien dat iemand 'n PhD of 'n doktorsgraad gedoen het in moan en groan nie. Maar as hulle dit kon uitdeel, wil ek vir jou sê, sou daar baie ere doktorsgrade daarin gewees het. So ek wil oor 3 punte preek vandag. Kan ek met jou oor 3 punte preek? Punt 1. Yes. Julle, my vrou sê ek snork verskriklik, ek het sien, my mond is droog, julle moet verskoon. Het gaan rof al by my huis op die oomblik, die winter het my ook gevang. Punt nommer 1, die erkenning van die pynhoop. Sê saam met my, erkenning. Erkenning. Die probleem is, dat ons moet erken daar is 'n probleem, en ons moet weet wat hierdie probleem is. Nehemia kon net geluister het, na sy broers gemoun en gegroun het, en kritiek gelewer het, en gekla het, en getooi het, en hartseer gewees het, en daar gestop het. Maar wat hy doen is, hy erken daar se probleem. En toe hy in Jerusalem aankom, het hy iets vreemds gedoen. Hy het nie dadelik begin bou nie. Raai wat doen hy? Toe hy daar aankom, is die eerste ding wat hy doen, is hy het 'n perd gevat. En in die nag, terwyl hy in die nag daar aankom, klim hy op hierdie perd, en in die nag ry hy om Jerusalem op hierdie perd. En hy ry deur hierdie ruïnes. Want Nehemia wou nie net hoor. Nehemia wou vir homself sien en beleef wat aan die gang is. Hy wou die pynhope sien. Hy wil die verbrande hekke van die poorte met sy eie oë sien. In ons nasie moet ons die pynhope erken. In ons tyd moet ons dit erken. Ons sien die vaderlose huise. Ons sien die spanning tussen bure. Wel, nou daai makker gister so woes musiek gemaak het, gaan daar vanmiddag bietjie spanning tussen my en hom wees. Ons sien die gees van tekort. Hierdie gees wat mense kwaad en wanhoopig maak. Ons sien wanneer die mure plat is, dan kom daar wolwe in. Wanneer die mure van die gesin plat is, kom daar wolwe in, dwelms in, gebrokenheid in, bitterheid in, misdaad kom in. Want die mure is verwoes. In Nehemia 2 vers 17 lees ons hierdie volgende. Toe sê ek vir hulle, julle sien die ellende waarin ons verkeer, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer in smaad mag wees nie. Nehemia kom en sê, dis nie my werk nie. Dis nie net my stad nie. Dis nie net my dorp nie. Dis
ons, en hy sê, kom laat, want saam is ons beter, saam dra ons krag, saam kan ons dit doen. Dink jy Nehemia kon dit in sy eie doen? Nee. Stel jou voor, 'n vader in hierdie gemeente. Hy kyk die bankrekening, en al wat in sy bankrekening sien is 'n pynhoop. Hy kyk na die nuus, en wanneer hy na die nuus kyk, dan voel hy vreesbevange, angs. Maar soos Nehemia, hou hy op om te kyk na die klippe en die verbrande poorthekke. Hy hou op om te kyk na dit wat verkeerd is in sy lewe, en wat hy doen is, hy kyk op. Hy kyk na die hemel toe. Hy roep tot God. Hy erken dat terwyl die muur plat is daar 'n God van die muur. Terwyl hierdie hekke verbrand is daar 'n God van hierdie hekke. Daar is 'n God wat wil deurbreek. Hy erken daar's 'n God wat nog steeds op die troon is. Ek wil vandag dit vir jou noem. Nehemia het besef dat God bly God. Maak nie saak van die omstandighede om hom nie. En dat alleen God dit kan doen vir hom. Ek wonder as almal van ons dit vandag besef. Watter verskil dit nie sal bring nie. Ons erken die ruïne. Maar soos Nehemia wil ek vandag sê, ek weier om verder in die smaad, ek weier om verder in die seer en die pynhope te bly. Ek gaan iets daaraan doen. Wie voel soos ek? Wat gaan jy daaraan doen? So. Punt nommer 2. As jy sê, ek erken dit, en as ons by die einde van die erkenning gekom het en gesê het, ons is bereid om iets daaraan te doen, soos wat meeste van julle hande getoon het, wil ek met jou praat oor punt nommer 2. Want daar sal altyd hierdie wees. Punt nommer 2 sal altyd daar wees. Punt nommer 2 is altyd daar die oomblik wanneer jy 'n positiewe besluit maak om iets te doen, sal daar altyd punt nommer 2 wees. Wat is punt nommer 2? Die weerstand. Die weerstand. Daar sal altyd mense wees wat vir jou sê, jy kan dit nie doen nie. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's nie sterk genoeg nie. Wat gaan julle paartjies nou 'n verskil doen? Ek wonder wat sou gebeur het toe Barberton VK nie 'n pastoor gehad het nie. En dit 'n hervestigingsprojek was. En iemand gekom het gesê, ek's nie bereid om te kom nie, want wie gaan 'n verskil maak? Die woord was, hier's genoeg kerke in hierdie dorp. Dit is 'n klein plattelandse dorp. Daar's nie plek vir nog Afrikaanse dorp nie. Daar's 'n Afrikaanse gemeente daar, daar's 'n Engelse Pinksterkerk daar. Nee, wat hier is ons groot gereformeerde kerke en ander kerke en al hierdie dinge. Daar's nie plek vir. Ek wonder wat sou gebeur het as niemand gesê het, ja, hier is ek, Here. Stuur my na die pynhope toe. Wat sou gebeur het? Jy sien, want daar was negativiteit in ons lewe gewees, al baie keer in ons lewe, wanneer die Here sê ja, en mense van ons sê nee. Ons ervaar die Here sê, bou 'n skool, ons hou 'n vergadering, hier kom 40 mense wat saam wil skool bou, toe ons daar moet kom en nou die cash op die tafel moet sit, en ons daai vergadering hier so is, en die prokureur nie alles hier so is, en almal moet doen, en ons moet doen, raai wie toe hier? Nie 40 mense nie, 3. Ek, my vrou en die prokureur. Maar wanneer ek kyk op die oomblik wat aangaan in ons land, en wie die nuwe minister van hoër onderwys en al hierdie dinge, so wil ek vir jou sê, dank die Here dat ons begin het met waarmee ons begin het. Jy sien, daar sal altyd die negativiteit wees, daar sal altyd die weerstand wees. Die oomblik toe Nehemia begin bou het,
was daar 2 makkers wat na hom toe gekom het, en nou moet ek my tong mooi dophou. Sanballat en Tobias. Sanballat kom, en Sanballat was 'n goewerneur. So hy was 'n politikus. En weet julle wat die Sanballats in ons lewe kom doen? Hulle kom met politieke en groot praatjies en mooi dinge en sê, dit gaan nie werk nie, hulle is negatief, hulle kom sê vir jou, dis nie is die moeite werd nie, hoekom wil jy hierdie ou muur herstel, dis nie is die moeite werd nie. Tobias kom daarom en hy spot met hom, hy daag net daar om met hom die spot te dryf, hy kom roast hom. En wie wat sê, hulle sê, selfs as 'n jakkals op hierdie muur klim, sal dit omval. Weet jy, is 'n skinker. Nou wil jy kom bou. Wie dink jy is jy? Wat weet jy? En baie keer in my lewe wil ek vandag vir jou sê, baie keer dat ek gekom en mense sê, jy's 'n predikant, wat weet jy van die? Jy's 'n predikant, wat weet jy van dit? Ek wil vandag vir jou sê, ek weet nog steeds niks, maar ek wil vir jou sê, die Here kan met iemand wat bereid is om te sê, hier is ek Here, iets verander. En die Here soek vandag manne en vroue wat sê, hier is ek Here, gebruik my, sodat iets kan verander. So hier kom Tobias, en hy spot met hom. En jy sien in die kerk, wanneer ons probeer om eenheid te bou in die kerk of in Suid-Afrika, dan stuur die vyand die jakkalse. Hy bring die verdeeldheid. Hy gebruik dinge so xenofobia. Dis wat hy gebruik in ons land. Politieke woede. Om my en jou te laat ophou bou aan die werk wat God vir ons gesê het om te doen. Maar Nehemia het vir ons 'n strategie vir 'n wonderwerkplan gegee. Wie van julle wil daarvan weet? Nie, die wat nie wil weet, jy kan gaan, die ander bly asseblief. Hy gee vir ons 'n wonderwerkplan. Wie van julle is gereed vir 'n wonderwerk? Here, die wat nou nie hulle hande opgesteek het nie, vat die wonderwerk van hulle weg. Maar die wat hulle hande opsteek, gee vir hulle die wonderwerk in Jesus naam. Die wonderwerk. Ek is op soek na 'n wonderwerk in die lewe. Ek is op soek na, Here, kom doen iets groots. Jy weet, dis weer tyd, want wanneer die wonderwerke gebeur, groei die koninkryk van God. En wanneer die wonderwerke daar is, gee ons God die eer vir daai wonderwerke. En hy kom met 'n wonderwerkplan. Hy sê, ek gee vir jou 'n swaard en 'n troffel. En elkeen wat bou, kom hierso en jy kom bou met 'n swaard en met 'n troffel. Dis die wonderwerkplan wat hy het. Wie van julle hou van hierdie plan? Nee, pastoor, ons hou nie van hierdie plan nie, want wat moet ek met hierdie goed doen? Jy sien, die probleem is, jy het swaard mense wat net wil fight. Hulle fight met hierdie ding, hierdie listige mond van hulle. En al wat hulle doen is fight, breek mense weg, vervloek mense, straf mense, praat negatief van mense, is krities oor mense. Al wat hulle doen is swaard. En dan kry jy die troffel mense. Al wat hulle doen is, hulle bou, arme ons bou maar net soms. Jy weet, maar Nehemia kom en hy sê, nee. Jy kan nie net swaard nie. Ek gaan nie 10 ouens hierso kry om ons 10 wat bou te beskerm nie. Of ek gaan nie net 200 mense kry om met 'n swaard te staan om 200 wat bou te beskerm nie. Nee, elke liewe ou wat hier is, kom om te bou en om te beskerm. Elke ou kom om te bou en elke ou kom om te beskerm. Wie van julle het al in die kerk gevoel dat iemand jou nie beskerm nie? Laat ouens wat hier is wat nie wil bou nie. Nee, hy sê hier's 'n plan. Wat ons gaan doen? Nehemia 4 vers 17 en 18 sê, hy sê, die bouers aan die muur en die lasdraers, dan sê hy, het met die een hand die werk gedoen en met die ander hand die werpspies vasgehou. En die bouers het elkeen sy swaard aan sy heup gegord, terwyl hulle bou. Nou laat ek vir jou sê, jy val nie sommer ou aan met 'n swaard nie, veral nie as hy bou nie. Hoekom sê ek dit?
Want daar's iets wat hier aangaan wat ons nie ken nie. Hier's iets wat hier op die oomblik gebeur wat vir ons eintlik snaaks is. Hier is bouers wat swaard dra. En hier is soldate, swaarddraers wat bou. Jy sien, Nehemia kom leer vir ons hier so een ding, dat dit elke liewe een van ons verantwoordelikheid is om aan die koninkryk van God te bou, dat dit elke van ons verantwoordelikheid is om die koninkryk van God te beskerm. Dis wat moet gebeur. So die verhaal is, ons moet bou met 'n troffel van liefde, en ons moet verdedig met die swaard van die Gees. In die een hand dien ons gemeenskap, ons help die armes, ons help die naaste liefdes, ons het rehabs wat ons doen, ons begin skole, ons werk met uitnemendheid, en aan die ander hand hou ons die woord van God vas. Teen wat? Teen die gees van haat, teen die Sanballat gees en die Tobias gees, wat wil kom steel, slag, verwoes, kom bespot, van die werk waarmee ons besig is, en dis God se werk. Wanneer die wêreld sê, kom ons betoog in woede, dan sê die kerk, kom ons betoog in gebed. Ons weerstaan die skering van verdeeldheid, deur ons deel te doen, in die gemeenskap. Sjoe. Wie wat? As jy huwelik wil regmaak, as jou besigheid wil regmaak, maak jou gebedslewe eers reg. Kom met 'n troffel om te bou, en met 'n swaard om te beskerm. En ek wil vandag vir jou sê, as hier enige iemand hier is, wat met daai gesindheid kom en sê, dit gaan dalk nie goed in my huwelik nie, maar ek kom met 'n troffel om te bou hieraan, en ek kom met 'n swaard om dit te beskerm, en jou gesindheid verander, kan God jou hier kom herstel. So, punt nommer 3, geen amens nie. Baie dankie, daar's een amen. Punt nommer 3. Punt nommer 3 bring my net by ietsiekie wat ek in punt nommer 2 gesê het wat belangrik is vir my. Ek het gesê, wie soek 'n wonderwerk? Hy het ons die plan gegee van die wonderwerk. Maar kom ek sê vir jou, die wonderwerk gebeur op plekke waar ons in die Bybel 'n paar plekke sien waar wonderwerke gebeur, en hoe dit gebeur, en waarom dit gebeur. Die eerste wonderwerk sien ons by die toring van Babel. Dat toe hierdie mense saamwerk, toe vermag hulle die onmoontlike, die ondenkbare. Is ek reg? Daar is iets aan saamwerk. So, ek wil vir jou lees wat die Here sê in Nehemia 6 vers 15 en 16. Daar staan: en die muur is voltooi op die 25ste van Elul in 52 dae. Vers 16. En toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur onsse God gedoen is. Amen. So wat is punt nommer 3? Punt nommer 3, daar is 'n beloning, en hierdie beloning is die 52 dae wonderwerk. Kan ek weer sien wie het gesê hulle soek 'n wonderwerk in hulle lewe? God sê, hier's 'n wonderwerk wat ek kan doen. Dis 'n 52 dae wonderwerk wat gebeur. So luister nou mooi na die wonderwerk. Kenners sê dat hierdie muur, en ons was al daar gewees in Israel, ons het al die muur gesien. Kenners sê dat hierdie muur moes jare geneem het om te bou. Die puinhope was massief.
Die rommel was hoog en baie. Maar omdat die mense, die woord van die Here sê, 'n lus gehad het om te werk. Omdat mense 'n lus gehad het, sê dit bietjie lus. Nou wie van julle kan onthou toe julle klein mag sê, ek sê lus nie. Ek sê lus nie. Wat beteken dit? Beteken dit ek wil dit nie doen nie. Ek wil nie dit doen nie. Maar hoor wat sê die woord van die Here, omdat hulle 'n lus gehad het om te werk. Hulle wou dit doen. Hulle het 'n begeerte gehad om dit te herstel. Hulle wou nie verder in hierdie omstandighede, hulle wou nie verder in hierdie situasie wees nie. Hulle wou verandering sien. Die woord sê omdat die mense 'n lus gehad het om te werk, eerste ding. En die tweede ding wat hulle gehad het, en 'n hart vol vuur. Toe Marley volgens sing, Here, ek brand vir U. U Gees is die vuur. Omdat die mense hierdie twee dinge gehad het, 'n lus gehad het om te werk, en 'n hart vol vuur, het iets bo-natuurliks gebeur. So is die muur dan voltooi. In 52 dae, vers 15. En toe al ons vyande hoor, vers 16, het al die nasies rondom ons bevrees geword. En hulle het besef dat hierdie werk deur ons God gedoen is. Dis die realiteite. Hierdie verhaal van die herbou van die mure van Jerusalem speel af in 'n tydperk van 52 dae se bouwerk. Wat dekades moes neem, het minder as 2 maande geneem. Hoekom? Want wanneer die kerk ophou klaar en begin klaarmaak met sonde, gee God spoed vir die saad. Ek profeteer vandag oor jou lewe. Ek profeteer vandag oor jou gesin. Dat God kan meer doen in 52 dae van jou getrouheid, as wat die wêreld kan doen in 52 jaar van hulle politiek. Hy kan jou finansies kom herstel in 52 dae. Jou gebroke hart genees. Vrede in jou straat bring op 'n manier wat die nasies sal laat sien en sal laat oplet, dat dit kan nie net 'n mens wees wat dit doen nie, dit kom van God af. So wanneer die wonderwerk gebeur, sal dit nie wees as gevolg van politiek nie. Dit sal nie wees as gevolg van dit wat die regering gedoen het nie. Dit sal nie wees op grond van die Springbokke wat Engeland gewen het gister nie, halleluja. Dis die waarheid. Jy sien, want die Springbokke se wen kan ons laat goed voel tot maandag, wanneer jy weer by die werk instap. Dan het ons weer te doen met die harde, naakte waarheid en die realiteite van die wêreld. Nee, die oorwinning sal wees op grond van dat God die werk kom doen het. En weet jy, hierdie werk wat hier voor ons vandag op hierdie tafel uitgebeeld is die werk van ons God. En die werk van God kom bring herstel. Die werk van God kom bou 'n brug vir ons om by hom uit te kom. Kyk, dit is my liggaam. Jy sien, die muur is nog nie klaar nie. Daar's dalk nog pyn in jou familie. Daar's nog pyn in ons nasie. Maar die 52 dag horlosie wil ek kom verklaar oor jou lewe begin vandag. Wie wil dit sy eie maak? En om dit jou eie te maak is die begin om by die tafel van die Here uit te kom. En te sê, Here, hierdie 52 dae belofte kom vat ek vir my. Kom doen vir my in die volgende 52 dae. Ver bo dit wat ek kan bedink. Ver bo dit wat ek kan doen. Ver bo dit wat ek kan verstaan, Here. Want ek het 'n 52 dae wonderwerk van die Here nodig in my lewe. So ek gaan vir Marley vra om so lank te begin speel. En as jy sê, Here, ek het U nodig. Ek het 'n 52 dae wonderwerk nodig. Kom roep ek die Nehemias vandag om saam met my te staan. En te sê, ek is bereid om met 'n troffel in die een hand en met 'n swaard in die ander hand
die werk van die Here te doen. Ek roep die Nehemias wat moeg is vir die smaad. Ek roep die paas wat na 'n wonderwerk soek vir hulle kinders se toekoms. Ek kom roep die ma's wat elke oggend op hulle knieë is vir hulle kinders se veiligheid. Ek kom roep enige iemand wat toegelaat het dat die pyn en die vrees en die bitterheid van dit wat ons om ons sien en ons beleef, ons gestop het om te bou aan die werk van God, om te bou aan ons huwelik, om te bou in ons gesin. Want die Samballats en die Tobiasse van hierdie wêreld het my kom negatief instem. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy bereid is om jou swaard op te tel en jou troffel te vat, as jy bereid is om die bo-natuurlike 52 dae verskywing in jou lewe, in hierdie nasie te sien, in hierdie kerk te sien, in jou lewe te sien, in jou gesin te sien, staan op. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need and care for the elderly. And through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference. Whether through giving, volunteering, or prayer, you become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.